want ek het nog van die sop gemors hier voorop hom. Ek het my baadjie by die huis vergeet. Gelukkig was hy dan daar in die karrie trek. Welkom, is lekker om so baie van u te sien, en is so lekker, nee, ek staan hier voor, nou kyk ek julle, dit is so lekker om te sien hoe julle kuier, en met mekaar gesels, en lekker saam kuier, want die warmte lê daarin. Kuier is die sin van die lewe. Baie mense weet, ek sê dit baie keer, nee, kuier is die sin van die lewe. Dis hoekom jy 'n huis het, dat mense vir jou kan kom kuier, dis hoekom jy 'n kar het, dat jy vir ander mense kan gaan kuier, en dis hoekom jy geld het, jy kan petrol gaan te gaan kuier. Kuier is die sin van die lewe. Ons is gemaak vir mekaar. Die Khoisas glo, sê dit ons altyd, hy Ubuntu, Amabantu. Mens is 'n mens vir ander mense. En dis waaroor ons vanaand gaan praat. Om 'n mens te wees vir ander mense. Kom ons raak so 'n paar oomblikke stil en dan gaan ons begin. Here, dankie vir 'n gemeente en 'n gemeenskap met warm harte wat kan saam kuier, lekker gesels, by wie ons kan kom aansit, aan wie se skouers ons kan skuur. Ja, Here, U maak ons een, U bring ons by mekaar. Dis my gebed, Here, dat dit hier vandaan so suurdeeg sal uitgaan, dat ons hele gemeenskap een sal wees, met hierdie selfde gesindheid waarmee ons hier onder hierdie dak sit. Ek bid dat U deur die Gees sal kom vanaand en ons harte sal warm maak, dat U daardie selfde vuur in ons sal sit, sodat ons hierdie wêreld om ons kan warm maak. Here, kom gee vir ons 'n hart vir hierdie wêreld. Dankie vir U genade, U liefde, dankie dat ons dit kan ervaar, en dankie, Here, vir hierdie Pinkstertyd, 'n tyd van afwagting op die Here. U sorg vir ons, U is ons God, ons wil U aanbid, U loop met ons 'n pad, al gaan dit deur dieptes, en U laat ons nooit alleen nie. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen. Ek het nou 'n teksgedeelte gesoek, waar dit nou gaan oor om 'n brandende hart te hê. 'n brandende hart vir hierdie wêreld. Nou Psalm 39 is nie heeltemal so oor die wêreld nie, maar dit praat daar mooi oor hierdie ding wat in jou sit. So kom ek lees vir julle net die eerste 4 verse. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n Psalm van Dawid. Ek het gesê, ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie 'n woord praat as 'n slegte mens my teestaan nie. Ek was stom en spraakloos. Ek het geswyg, nie gepraat nie. Maar my smart het al hoe groter geword. Daar was 'n brandpyn in my. Die smart het 'n vuur in my geword. En toe moes ek praat. Ons lees net tot daar. Nou gisteraand het ons gepraat oor vuur wat jou louter en beproewinge waardeur ons gaan. En dat die Here ons deur baie diep dale partykeer vat. Party van julle dieper as ander. En ons het gisteraand gesels oor hierdie seer. Soos wanneer jy jou mond brand
en dit te warm is, of wanneer jy jou vinger op die warm plaat brand, so kom hierdie beproewinge oor jou pad, en maak dit jou seer, maar tog leer ons ook daaruit, en tog louter het ons, al is dit nie 'n verskoning daarvoor nie. Maar ons kan terugkyk, en baie van u kan terugkyk en sê, die Here het my daardeur gedra. In hierdie brand, swaar kry van die lewe, is die Here. Gisterand vir julle vertel van Moses daar by die brandende braambos, wat meer is as net om 'n boodskap te kry. Hy was daar op die einde van sy lyn, van sy tou. En in die brandende braambos was die Here, in hierdie vuur, hierdie swaar kry. Ek het gisterand vir u gesê, dis heilige grond wat jy het. Jou seerplekke en jou pyn. En mens moenie eintlik sommer daaraan vat nie. Want dit is seer. En dit maak party van ons ongemaklik en selfs partykeer kwaad en emosioneel, want jy raak aan die seerplek. Jy loop op die heilige grond. Nou vanaand gaan ons op ander se heilige grond loop. Gaan dit weg van jou eie heilige grond af, jou eie seerplekke. En moet jy opkyk en om jou kyk en sien dat dit met ander verskriklik gaan. Dat jy hulle pyn en hulle swaar kry raak sien. Ek onthou toe ek van Niekershoop af Kimberley toe getrek het. Dit was in die tyd van die vigspandemie en toe het ek betrokke geraak daarby en hulle het my die hospitaalpredikant gemaak in Kimberley. En in daai tyd het dit met ons baie swaar gegaan. En dan was dit altyd vir my 'n groot troos om in daai hospitaal te kom en te sien dat daar ander mense is wat deur baie dieper beproewings as ek gaan. Dan maak dit my ou probleempie lig. En dit help jou om so op te kyk en te sien dat dit met ander baie slegter gaan as met ons. Dit moet vir jou 'n brand word binne jou. 'n brandende hart hê vir mense wat swaar kry. Ons sê in Afrikaans, ons brand van verlange. Verlange om ook iets te doen aan hierdie wêreld met sy stikkindheid. Dis daai soort brand wat ons vanaand oor praat. Dit moet jou aan die hart gryp as 'n gebou in George in mekaar val en soveel mense sterf en soveel hartseer en soveel pyn. Die laaste tyd was daar baie begrafnisse by ons in die gemeente, en dan vat dit nogal aan 'n ou emosioneel, en dan op 'n stadium as hulle huil by die begrafnis, dan huil 'n ou saam, jy kan dit nie help nie, as jy iemand sien huil, dan huil jy saam, en dit raak later so erg, dat as 'n kindjie sy knie stamp en hy huil, dan huil jy ook saam. Maar dit is daai ding, om te kan saam treur. Paulus praat daarvan in Romeine 8, in Romeine 12, dan sê hy, treur saam met die wat treur. Salig is die wat treur, om te kan saam huil. Dit moet in jou so 'n brand maak, 'n hart wat brand vir mense wat swaar kry. As jy om jou kyk na hierdie wêreld, en moenie fout maak nie, met ons land gaan dit goed, al praat almal negatief. Daar's plekke waar dit baie erger gaan. En jy kyk na die nood van hierdie wêreld, dan moet dit vir jou so wees dat jy dit nie kan uitstaan nie. Dit moet vir jou so wees dat dit moet jou dring,
Dit moet trane in jou oë bring, as jy kyk hoe 'n stad Gaza met die grond gelyk gemaak is oor onmin. En vrouens en kindertjies seer kry. Dit moet jou aan die hart gryp, as jy die armoede raak sien, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die hele wêreld. Ek was onlangs in Indonesië. As julle dink ons het 'n probleem, moet julle daar gaan kyk. Dis miljoene mense, arm mense, wat swaar kry. Die gaping tussen ryk en arm raak verskriklik. En dan weet ek is onder die rykes. En jou hart moet brand vir daai armoede en swaar kry. Ek is op die oomblik met 'n bouding aan die gang, eintlik my vrou. En nou is daar van hierdie bouers en hierdie klomp ouens van Zimbabwe en Mosambiek en oralste, net dis oral hier in die dorp. Jy het gesien, hier sit 'n paar bouers hier ook. Raak net bietjie aan die gesels met hulle. Dan hoor jy hierdie desperaatheid waarmee hulle gekom het Suid-Afrika toe, om net 'n klein bietjie geld te maak wat hy kan terugstuur. En dan die ou bietjie geld wat hulle voor betaal word hier is skrikwekkend min. Maar hy eet amper niks sodat hy kan terugstuur vir die familie waar dit verskriklik swaar gaan. En dan is daai lande hier noord van ons, Zimbabwe en so, nog onder die droogte ook geknel op die oomblik. Dit moet jou hart breek as jy hoor daai man praat van my kind wat gaan honger ly. Hoor dit tog net. Dit moenie so in jou huis sit en jou afsluit en net sorg dat jy alright is. Jy kan dit nie meer doen nie. Nie met 'n hart wat brandend is vir die Here nie. Dit moet jou brand, hierdie wêreld. Al kan jy net by die een wat by jou in die kombuis werk of waar ook al, help. Al bid jy net ten minste. Dis net hier, reg oor die wêreld lyk dit so. Ons moet oppas, hierdie gaping raak al hoe groter. En dit raak al hoe erger. As iemand sterf, en jy sien hoe die familie treur, jy sien hoe die een wat agterbly swaar kry, en pyn het. Ons in St. Helena Bay is 'n ouer gemeenskap, ons is eintlik 'n afdrieoord. 70% van ons gemeente is bo 65, miskien 60, ja. En dit gebeur baie hier, dat die een wegval en die ander een alleen is. Sien dit tog raak? Of nee, moet dit nie net raak sien nie. Voel dit in jou hart, die hartseer, die alleenheid. Want eensaamheid is verskriklik. En hier is baie mense by ons wat so is, eensaam, swaar kry. Mense is geneig om weier en groter te dink as ons oor die wêreld se nood praat, en ons dink nie net aan St. Helena Bay. Ons dink aan die rampe en groot goed wat gebeur, aardbewings en vure en brande en sulke goed en geboue wat in mekaar sak en oorlog in die Oekraïne en die soort van goed. Dis amper makliker om daaroor te praat, want dis deur ver, ander kan die bult. Ek het half 'n verskoning, ek kan niks doen aan mense wat gewond word in die Oekraïne nie, want dis te ver. Maar ek praat graag oor hulle swaar kry, want dis maklik om te praat. Maar om 'n hart te hê wat brandend is vir 'n wêreld in nood, begin sommer hier langs jou. Begin sommer hier in St. Helena Bay. Begin met die een wat swaar kry langs jou, wat siek is, wat kanker het,
Omdat ons 'n ouer gemeenskap is, gebeur dit baie hier by ons. Kom die ou mens siektes en die kanker en al die dinge. Vat maar net 'n blommetjie of 'n ietsie om te eet. Of gaan gee net 'n handdruk en 'n gebed. Moenie jou so afsluit nie. Die Here wil hê jy moet brandend wees vir 'n wêreld in nood. As ek met mense praat wat intrek in St. Helena Bay en dan vra ek hulle, waar wil jy graag betrokke raak by die gemeente? By die jeug of by die erediens of gemeentebediening of wil jy help met die eiendomme, waar wil jy graag betrokke raak? Dan 80% van hulle sê hulle wil by barmhartigheid betrokke raak. En dis wonderlik. Maar dit beteken, daar's tog daai vlammetjie hier binne, wat wil omgee, wil help, wil uitreik, en 'n hand gee, 'n hart wat brand vir armoede. Ons het baie projekte by ons, waarmee ons besig is, kospakkies en sopkombuis en allerlei sulke goed. Maar die nood is nog baie groter as dit. Vra maar vir Gerda hoor, ons gee om groepie ook, hulle het al 'n hele paar dinge aan die gang. Maar die nood is baie groot, net 4-5 kilometer van ons af, raak dit baie erg. Hoe brandend is jou hart? Ek was nou die dag weer daar tussen die blikhuisies en al die kindertjies. As ek net een kan help om 'n goeie opvoeding te kry. As jy dalk net een kan vat aan die arm en haar help om by iemand uit te kom, by die skool uit te kom, dalk te help betaal. Net een. Die bevrediging is ook wonderlik as jy dit doen. Want op die ou end is dit nie vir daai een wat jy help nie, maar vir jouself. Want jy blaas hier binne in jou 'n vuur aan, wat groter en groter raak, tot jy later die hele wêreld kan help. Maar ons laat die vuur doodgaan, as ons so in onsself gekeer is, en net vir onsself sorg. Blaas daai vuur aan. Ek het net gesukkel om die vuur aan die gang te kry, toe het ek gewonder of ek hier ergens 'n ding kan kry wat kan blaas. Blaas daai vuur in jou hart aan, dat jy brandend word, dat dit jou aan die hart gryp, dat jy nie kan staan, dat die wêreld lyk soos hy lyk nie. Dat dit binne jou druk en stoot. Jy wil iets doen. Almal van julle wat hier sit, is vermoënde mense, ek ken julle almal. Hier is nie een wat ek nie ken nie. Jy kan help. Jy kan betrokke raak, al is dit net met daai enetjie. Kry 'n brandende hart vir 'n wêreld in nood. Ek wil hê jy moet nou stil sit. En dan dink 'n bietjie, wie kan jy jouself mee, waar kan jy betrokke raak? By wie kan jy persoonlik betrokke raak? En hom ophelp. Maak nie saak wie nie. Maak jou oë toe en dan dink jy bietjie daaroor. Jy kom ons al 'n pad. Die Here het jou mos al gelouter. Jy het ondervinding. Jy weet hoe iemand te help.
Kyk veral na een wat nou deur daai krisis gaan waardeur jy was. Moet tog nie dink dis altyd met geld nie. Maar gaan sit jy net jou arms om en sê jy verstaan. Jy sien my broers en susters, as jy dit doen, dan verander jy hierdie hele wêreld, want jy verander iemand se wêreld, se hele wêreld. En as ons dit net meer en meer kan doen, sal hierdie wêreld verander. Dat ons minder op onsself gerig is, en meer op ander. Jy is mos gelouter, jy is 'n kind van die Here. Kom ons bid vir die wêreld. Here, hier is 'n wêreld om ons met groot nood. Hier is 'n wêreld wat smag na u woord, smag na u helpende hand, smag na my helpende hand. Here, gee dat dit by my dringend raak. Al is dit net hier in my eie gemeenskap. Gee dat ons hier in Sint Helena Bay nie mense sal hê wat sukkel en swaar kry en pyn het. Help ons, Here, om onsself te verbind aan u opdrag as u sê, jy moet jou naaste lief hê. Kom, Here, kom seën ons. Gee ons daaglikse brood. Gee u daaglikse brood vir elkeen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het nog 'n liedjie wat ek wou gespeel het en ek het vergeet. Maar ons gaan 'n liedjie saam sing. Die sendinglied. Ken julle die sendinglied? Was julle nie op CSV kampe en goeters op skool nie? Onthou julle dit? Ek wil sing van Jesus liefde. Julle ken? Nou Jacques gaan vir ons speel en dan kan jy net so bly sit, dan sing ons dit. Want die woorde is so waar. Dankie, Jacques. Ek wil sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelij, liefde vir verlore siele, van sy liefde word vir my. Jesus liefde, laat my heen gaan, na tyd te overdoen, om te ly, te stryd, te sterwe, van de sterker af die dood. Sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelij, liefde vir verlore siele, van sy liefde word vir my. Jesus liefde, laat my heen gaan, na 'n heidenood so groot, om te ly, te stryd, te sterwe, want de sterker as die
Ek weet ons sing nou in heidendom so groot, in die ou dae was die sending ding veral evangelies gerig, maar dis eintlik 'n stikkende wêreld. Ons probeer altyd dink aan 'n ongelowige wêreld, maar dis eintlik 'n stikkende wêreld. Vra maar vir mense wat sukkel met hulle geloof omdat hulle swaar kry. Vra maar. Ontvang nou die seën van die Here, en dan gaan ons lekker slaap. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.